Loof die Here. Ek is opgewonde oor wat die Here doen vir Gees se lewe gemeente. En as ek dit sê, is dit elkeen van ons. So oortuig as ons elkeen ons harte gaan oopmaak vir dit wat die Here wil doen, vir ons moet beleef, ons gaan ervaar op 'n besondere manier. En ek bid dat ietsie van Thomas, toe hy dit gemis het, Jesus verskyn het aan sy disippels, dat iets van dit in ons harte kom vassteek, Here, dat ons so gretigheid sal hê om elke oomblik uit te koop in die teenwoordigheid van die Here, dat ons niks sal mis wat die Here vir ons wil doen nie. Ek wil ook vanoggend net, ek weet nie, is Johan Lyf vanoggend hier so? Is Johan Lyf vanoggend hier? Ek wil net vir hulle twee geluk sê, hulle dinsdag, hulle verloof geraak, so dit is ek wil net sê, my seun het goed gedoen, hoor. Wonderlik. Is jy opgewonde oor die woord van die Here? Ons het laas week het ons die woord gedeel rondom om te aanbid. En ons het agtergekom en ons het gehoor dat om te aanbid is baie keer so 'n vorm ingeplaas dat ons dink dis hierdie 3 liedjies wat ons sing van lofprysing, vinnige liedjies en dan so 2 stadige liedjies. En ons het gehoor dat om te aanbid beteken veel meer as dit. As iemand wat nou laasweek in die kerk was, sê julle saam, is veel meer as dit, is 'n lewenstyl. Om te aanbid is 'n lewenstyl. En een van die belangrike goed wat ons gehoor het, is dat God is gees, die wat om aanbid het, om in gees en waarheid aanbid. En dat ons hierdie beautiful, ek wil net sê, connectie kan hê met God die Vader deur ons gees. Want toe ons tot bekering kom het God, het Jesus, die Heilige Gees, het binne ons kom woon. So met ander woorde, sy Heilige Gees is hier binne, maar hy is hier binne ons elkeen. En dat ons hierdie wonderlike verhouding van nabyheid kan beleef, van gees tot gees. Romeine 12 vers 1 sê vir ons hierdie volgende, en ek het dit laasweek en ek dink ons baie laat mee afgesluit. Sommer die Engels lees, hy sê, so then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourself as a living sacrifice. Nou in Johannes 4 sê die skrif vir ons dat die Here is aanbidders. Hy het al die aanbidding wat moontlik kan, groot genoeg aanbidding wat hom te kom. Maar hy sê is mense wat hom so aanbid in gees en waarheid. So met ander woorde wat God na soek is mense, en hy sê julle is ware aanbidders, dat ons ware aanbidders sal wees. En hierdie gedeelte lig uit hoe lyk hierdie true worship. Hy sê dat ons offer yourself as a living sacrifice to God. So ons aanbidding en om te aanbid lyk so dat ons onsself as 'n lewende heilige offer vir God gee. Gees, siel en liggaam. Ons totaliteit, boks en dice. Verstaan ons daai taal? In ons totaliteit gee ons onsself. Ons hou niks terug. Ons is geoffer aan die Here. Ons gee oor aan hom. Hy sê, dedicated to his service. Dit is soos wat hierdie worship lyk, is dat ons kom en ons wy ons aan die diens van die Here. Ander woorde wat die Here vir ons sê, laasweek het ons gehoor, die Here stel belang in ons gehoorsaamheid. Dit beteken dat ons nie 'n dankoffer kan bring en 'n lofoffer kan bring deur 'n lied wat ons sing of 'n bydrae wat ons maak nie. Maar hy sê wat hy soek gehoorsaamheid. Dat ons gehoorsaam moet wees en dat ons tot op die pynlyn gehoorsaam sal wees. Dit is wat ons moet dien. Sê Here, dit gaan nie oor my nie. Ons het laasweek gehoor, worship gaan oor He, not me. En baie keer is ons so ingestel in ons hierdie vorm van worship wat ons vir onsself plaas om te sê dat wanneer ons nou gaan worship, kan ons nou hierdie wonderlike ervaring en ontmoeting met die Here. Ja, dit is waar, maar dit is nie die fokus nie. Die fokus moet nie wees wat gaan ek nou ervaar nie. Gaan ek 'n emosionele of geestelike ontmoeting beleef nie. Dis wel 'n resultaat daarvan. Elke keer as ons die Here loof en die Here groot maak en hom eer, dan sê hy gaan ons ontmoet. Ons gaan sy heerlikheid ervaar en sy heerlikheid beleef. Hoor gaan vanmôre net weer, worship gaan oor He, not me. En ek dink, en ek wil dit weer sê vanoggend, as ons dit gaan regkry
as 'n leefstyl, gaan ons begin agterkom, wees maar die Here het my aangeraak. Want ek het nie 'n fokus kom maak van wat ek nou gaan kry nie. Ek het 'n fokus gemaak om hom te aanbid, om hom te eer. Is dit groot? Kom nou, sê jy amen. Help my net so 'n bietjie, hoor. En dan gaan die gedeelte verder en sê, want this is the true worship that you should offer. The true worship. Boks en dans. Ons hele bestaan. En dit lyk so, dat ons 'n living sacrifice is. En dat ons lewe dedicate to His service. Mag het werklik so wees. Vanoggend wil ek gesels met julle oor om te leef. Ons het 'n bietjie gepraat om te aanbid. Ons praat vanmôre om te leef. In die volgende vers, Filippense 1 vers 21 sê vir ons, vra jy die vraag en sê, what is life? What is life? Nou ek weet nie van julle, maar ek het altyd op plek al gekom en dan sê, dit is dan nou wonderlik. Maak nou nie saak of ons ergens met vakansie is, of ons ry, dit is net so lekker, so 'n goeie ervaring of ondervinding, of ons sê soms, tydjie sê ons sommer die ding van, dis nou 'n ryk man se lewe, het julle dit al gehoor? Want dit is net eenvoudig wonderlik, en dan skep ons hierdie prentjie van, dit is waaroor die lewe gaan. En ek wil julle vanmôre versigtig waarsku, dat ons nie moet op hierdie uiterlike goed fokus om te sê, dit gaan vir ons die lewe wees nie. Want ek wil vanmôre vir jou sê, dit gaan vir jou niks baat nie. Niks wat ons in hierdie lewe, wat in 'n vlietende oomblik vir ons blydskap en vreugde gee, gaan vir ons enigiets baat nie. Dis goed. Dis lekker in die Here wil ons seën, maar dit gaan oor veel meer as dit. Paulus skryf hierdie ding, hy sê, want vir my is die lewe Christus. Mag ons vanmôre afsluit net met hierdie woorde, vir my is die lewe Christus. En ons sê hierdie lewe, ons gee vir onsself sulke tydperke om te sê, weet jy so, as ons 20 is, as ons 25 is, as ons 30 is, as ons 50, nou kom al by 50. Maar jy sit vir jou sulke benchmark om te sê, dit is hoe die lewe moet wees, die lewe moet wees. En ons meer dit aan mekaar, ons meer dit aan sekere materiële goed. Ons mis die punt te nie. Ons mis die punt, dit gaan oor Jesus. Paulus wil vir ons sê, jou hele lewe moet oor Jesus gaan. Die goed wat ons het in ons lewens, is 'n bysaak. Dit gaan vir ons oor Jesus. Want eendag maak ons oor die laaste maal toe, en dan gaan ons besef, dat het eintlik net oor Jesus moes gaan. Dat het eintlik net oor hom gegaan het. In Lukas 9 vers 23 sê die skrif, en hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Kan ek jou herinner aan die skrif wat ons praat van 'n living sacrifice? Hierdie gemeente praat ons daaroor, ons het al gereeld genoem, wat is die doel van 'n kruis? Die doel van 'n kruis is sekerlik as jy daar in jou kar hang om jou te herinner aan wat? Aan die kruisdood van Jesus Christus. Die kruisdood van Jesus. Die doel van 'n kruis is dat iemand daarop kom sterf. Bring my vanmôre terug na dit toe. Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Ek wil vanmôre eerlik met jou wees, daar's nie plek vir hom nie. Daar's nie plek vir die ek nie. As ons sê ons wil waarlik lewe, dan gaan dit oor Jesus Christus. Hierdie skrif sê so mooi, hy sê, you must forget yourself. Hoeveel keer het ons dit al gehoor nie? En hoe gereeld val ek en jy in hierdie area? As ons uitveer, dan gaan dit oor onsself. Dan gaan dit oor die nie. Jesus sê in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God. En al die ander dinge gaan vir jou bygevoeg word. Wat doen ons? Ons soek die ander goed. En ons bring Jesus in. Ons prioritiseer eers al die ander goed en dan pas ons Jesus in. Mag het nooit so wees nie, gemeente. Mag het nooit so binne my lewe wees nie. As Jesus vir ons praat van 'n living sacrifice, dan beteken dit as ek praat oor die lewe, dan gaan dit daaroor dat ek myself kruisig van dag tot dag, dat ek van myself vergeet, dit gaan nie oor my nie. Die doel van die kruis is dat ek jy daagliks moet sterf aan onsself. Dit beteken in ons eie wil, ons eie begeertes.
Dat ons sterf vir die dinge wat vir ons so belangrik geword het in ons lewens. Haal 'n bietjie die fokus van dit af en plaas die fokus op Jesus. Dis wat die skrif vir ons sê, en die dinge gaan vir ons bygevoeg word, en mag dit so wees in ons lewens. Mag ek dink vanmôre soos ek so hier kyk, en ek sien mense, ek weet mense se drome, en ek weet mense se begeertes, wat hulle bekend gemaak het teenoor God, in gebed het, ook teenoor my, dan sê ek, Here, mag dit so wees. Mag dit so wees, maar mag Jesus altyd die fokus in die middelpunt wees. Dan wil ek vanmôre oor jou lewe verklaar, die skrif sê, soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge gaan vir jou bygevoeg word, ja, binne sy tydsberekening. Ek wil dit vanmôre oor jou lewe spreek, jongman. Ek wil dit vanmôre oor jou lewe spreek, besigheidsman, besigheidsvrou. Ek wil dit oor jou lewe spreek, sê die Here eerste. En ons gaan sien hoe die Here die ander dinge byvoeg in ons lewens. Die ander dinge vir ons gee. Here, mag ons lewe 'n lewe van worship wees. It's all about He, not me. En dat ons begin leef so op so 'n manier, waar ons begin 'n stap en sê, kyk hoe ek is al verbaas oor die ander dinge. Kom nou julle. Is nou net ek wat dit nou ervaar, wat dit nou sien. Hoe verkeer die Here nie al, ons bid oor goed en ons dink oor goed, en ons fokus op die Here, en miskien gebeur dit net, hier soos iets in ons lewens wat ons lank al voor gebid het, en dit kom net in ons, en ons net so swak in onsself, dat ons dit nie eens besef, dat dit is die Here wat die ander dinge vir ons kom gee, vir ons kom bring in ons lewens nie. Maar dit begin daarmee dat ons onsself sal kruis. Die skrif praat dan so mooi, hy sê, en wat ek nou met die vlees doen, dan word alles wat ek aanpak, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Engels sê, it's no longer I who live, maar luister hierso. Christ lives in me. Is dit nie fantasties nie? Om te lewe beteken, is Christus. Om te lewe beteken dat Jesus leef in my. Ek het nie meer ruimte vir die ek het nie meer ruimte vir die self, want dit is Jesus wat leef. Ons ken ons die storie dat ons vir Jesus net soms sulke ruimtes gee. Jesus wil nie net sekere kamers hê, Jesus wil, hy wil alles hê ons. Hy sê, alles vir my jou gegee, kom nou. Is dit nie nou tyd dat ek en jy ons alles vir hom gee? Ek wil bid vanmôre, as jy sê dat jy sal opnuut vir die Here sê, kom nie oor, kom woon. Moenie net, ek wil nie net kuier nie, ek wil nie net kom kuier so af en toe, luister net wat ek sê, so af en toe as ek jou nodig het, die Here. Wil jy moet kom woon, want Christus leef in my. Maar Christus leef in my. En as Christus binne my leef, dan sê Filippense 2 vir ons, dit gaan oor Christus se gesindheid. En ongelukkig moet ons môre vir mekaar sê dat aan die vrug wat ons dra sal ons geken word, dat ons disippels van die Here is. En aan die vrug gaan ons geken word of Christus in ons leef. En hoeveel in ons leef, en hoeveel is nog die ek wat in binne leef. Die ek wat hier binne opstaan. Hoe gereeld steek die ek nie sy kop uit nie, Here. En luister tog, ek dink ons moet vir mekaar eerlik sê, dis nie altyd so maklik nie. Want as ons ooit vee, dan kom hierdie Robbie na vore. En hy wil homself laat geld. En voor ek ooit vee, gaan dit nie meer oor hom wat in my leef nie. Die skrif sê, wat hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus is. So meer ek op die punt kom van wat ek sê, wat beteken dit om te lewe, besef ek Christus leef in my, en ek moet meer en meer sy gesindheid, moet ek begin uitleef en begin uitstraal. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit gaan om Christus se karakter, en die geestelike maturity, spiritual maturity, is not how much we know, it's how much we live. Is nie hoeveel ek weet nie. Dit gaan hoeveel karakter van Christus uit my lewe uitkom. Die gesindheid van Christus Jesus, hoe lyk die gesindheid? Hy sê, moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie. Die Engels lees, maar die Engels ook daar, is eintlik mooi. Only selfish ambitions. Engels praat van cheap desire to boast. Dis so ons, julle, dis so ek. But they humble toward one another. Hy sê die een met die ander hoor ag as onsself. So eentjie af,
wil ek sommer nou so toe gaan. Hy sê, hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Luister julle, kom ons kom op 'n plek waar ons geen begeerte het om meer te wees as ander mense nie. Jesus sê, hierdie gedeelte sê, ek het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. You should try to remain equal. Het gaan nie oor meer nie. Die gesindheid van Christus is om ander hoër te ag as onsself. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan om ander mense beter te laat wees, beter te laat voel. Dit gaan nie oor ons plek in die son nie, dit gaan oor, luister, dit gaan oor die son wat ons toelaat om ander mense te skyn. Christus leef in my. Ek leef nie meer nie. Dit is wat dit beteken as ons sê, om te leef. Mag ek net vanmôre 'n nuwe vars by dit maak om te sê, Here, ek wil waarlik leef. En as ek waarlik leef, dan gaan dit nie so oor myself gaan. Weet jy, hoeveel keer wil ons onsself laat geld? Hoeveel keer wil ons onsself iets maak meer of beter as ander? Sê het nie maar eie belang opsien nie, maar die elkeen na die ander se. Die gestalte van 'n diensknegt, om werklik net so te leef, dis die gesindheid van Christus, om mekaar te dien. So lekker om gedien te word. Mag dit vir ons lekker word om te dien. Jesus het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien. En dan sê hy homself verneder. Mag dit al hoe meer makliker word in ons lewens om minder te word. Mag dit al hoe makliker in ons lewens word om minder te word, minder van onsself. Dis die pad vir die Here wil hê ons moet loop. En nou kom Romeine 6 vers 3 en hy praat oor die dood. Hy sê ek leef nie meer nie, Christus leef vir my. En Romeine sê die volgende, hy sê, weet julle nie dat ons almal wat aan Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. So hy praat hier van in Christus wees, en dat ons gedoop word, dat ons ook in sy dood gedoop word. Vers 4 sê, en ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So wat hierdie skrif vir ons sê is, hy sê dat dit wat by die doopwater uitgebeeld word, gesimboliseer word, is dit wat in jou lewe plaasvind. Dit beteken dat ons het saam met Christus gesterf. En as ons saam met Christus sterf, dan kom hy en hy praat van 'n nuwe lewe, ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Bekleed in Christus, is maar die mooi van die doop. As jy onder die doopwater uitkom, dan spreek hy ook dat jy bekleed word, toegemaak in Christus Jesus. Dat hy nie net die binne jou is nie, maar dat hy beleef en gesien kon word. Maar wat Romeine 6 van praat, as hy sê, dit wat eintlik gebeur wanneer jy tot bekering kom, dan sterf jy self. En soos wat Jesus opgestaan het uit die dode, simboliseer die doopwater dat jy in die doopwater opstaan as hierdie nuwe mens. So dis 'n simboliese iets wat plaasvind dit hier binne in jou lewe. En deur dit is jy 'n getuienis dat jy die ou lewe afgelê het. Die ou mens bestaan nie meer nie. Dit is nou die nuwe mens met Christus Jesus wat binne hom leef. En dan vers 5 sê, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood. Luister julle, toe Jesus aan die dood aan die kruis gesterf het, het hy gesterf vir alles wat onrein is. Alles wat nie reg is. Every form of affliction het Jesus voor gesterf aan die kruis. Dan kom ons en ons maak ook 'n commitment dat ons sal doodraak vir die vlees en doodraak vir die dinge van die wêreld. Maar dat ons sal leef vir dit wat Christus voorstaan. Dit beteken ons draai weg. Die ou lewe is afgesterf. Die ou lewe is dood. Ek het 'n nuwe lewe ontvang in Christus Jesus. Is almal hier? Ek wil vanmôre die Here dank vir 'n nuwe lewe wat Jesus vir ons kom gegee het. So ons het die 6de Oktober het ons 'n doopdiens. En ek wil enigiemand aannooi en uitnooi wat nog nie gedoop is om my te kontak vir die doopdiens. Om daai simbool deur te gaan. Hoe wonderlik is dit die Here dat ons voor 'n gedoopte Jesus gaan staan eendag. Is dit nie amazing nie? Jesus sê toe hy gedoop word, toe sê Johannes, ek gaan nie die doop nie. Jesus sê, maar Johannes het gedoop want so pas dit ons om gedoop te word. En dis 'n uitbeelding van hierdie ou lewe wat afgesterf word onder die water. Die
jy staan op in 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Dan praat Efesiërs 5 oor hierdie, dit was vir my baie interessant te leer om te kan praat oor hierdie boodskap volgende. Want hy praat oor 'n geestelike dood en hy praat oor 'n geestelike slaap. Okay? En ek gaan nou verstaan hoekom ek sê dit is vir my nou snaaks was. Efesiërs 5 vers 14 sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, staan op by die dode en Christus sal oor jou skyn. Ek wil vanmôre wil ek uitroep, wake up, sleeper. Want die plan van die vyand is dat ons in 'n geestelike dood of in 'n geestelike slaap gaan. 'n Geestelike dood of 'n geestelike slaap gaan. Nou kom ek by staan is die vriend van my is nog steeds dood. Ag hy slaap nog steeds, jy hoor nie lekker. Kom nou reg. Hy beïnvloed my. Dink die hele tyd aan hom. Voel ek my skoen uittrek en ek wag op val onder. Voel is hy nog daar? Ontwaak jy wat slaap. Ek wonder of ons nie baie keer so is in die liggaam van Christus. In hierdie gedeelte kom hy sê ontwaak jy wat slaap en dan gebruik hy die slaap in dieselfde asem as dood. Hy sê staan op by die dode en Christus sal oor jou skyn. Dit is tyd julle dat ons elkeen moet wakker skrik. Dat ons elkeen moet wakker word en sê ons kan sekerlik nie weet wanneer die kalender of die horlosie by 12 gaan slaan nie, maar ergens gaan hy slaan. En dat ons gereed moet wees, dat ons wakker moet wees. En hy gebruik hierdie woord, hy sê wake up sleeper and rise from the dead. Besef ons vanoggend opnuut, dit gaan oor lewe, dit gaan oor dood. Die skrif wat ons nou gelees het, sê vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Die sterwe kan alleenlik 'n wins wees as jy vir Jesus lewe. So ons moet nou lewendig wees sodat die sterwe vir ons 'n wins kan wees. En daarom wil ek vanmôre bid in die Gees oor ons elkeen en elkeen se hart wat vanmôre hier sit, dat daar iets soos die volgende sal klink, wake up sleeper, dat jy vanmôre sal oor ontwaak jy wat slaap en staan op by die dode, want God wil oor jou skyn. Dat ons sal wakker word in Openbaring 3, beeld hierdie hele gedagte van 'n geestelike dood en 'n geestelike slaap, beeld hy nogal treffend uit. Hy sê die volgende, hy sê, skryf die volgende brief aan die leier van die gemeente van Sardis. Dit is die boodskap van Jesus wat die ware gees van God het. Luister mooi, lees saam met my. Hy sê, ja, hy vir wie al die leiers van die gemeente werk. Julle kan niks vir my wegsteek nie. Luister, ons kan niks vir julle wegsteek nie. Ons kan niks vir julle wegsteek nie. Luister, ek dink iemand het op my bestaan om te sê, dit my Paul, ek kom nie toe, ek by graad 11, of graad 10, 11, 12 kom te word sonder middagslaap is my baie lekker, julle hoor. Dan sê my Paul of my vir jou lewe opslaap. Ek weet nie of vandag se tieners dieselfde is nie, maar ek dink as dit om my lewe op te slaap het. Maar dit is tyd om wakker te word. Dit is tyd om vanmôre te hoor dat die Here wil sê ontwaak jy wat slaap. Hy sê ons is almal nou kinders van die Here. Is ons? Jy sien, ek gaan altyd met die veronderstelling as ek hier voorstel, ons almal boeties en sissies, en ons is gered, en ons is gereed. Maar as ons wakker, as Jesus nou kom, is ons wakker, hierdie tyd was die evangelie boodskap. Is ons wakker? Of is ons in 'n geestelike slaap, en hierdie gedeelte gaan verder, hy sê die volgende, hy sê, julle kan niks vir my wegsteek nie. Julle gee voor dat julle so lewendige gemeente is. Here, dit is nie die gemeente nie. Ek weet dit is nie die gemeente. Here, ek weet dit. Almal is selfs aan die praat daaroor. Hoe tragies is dit, julle, dat dit so lyk asof daar 'n gemeente van Sardis is wat aan die lewe is. Ja. En die mense praat selfs dat hulle lewe en daar is nie lewe nie. Ek weet nie wat dit is nie, miskien is dit in die manier wat goed gedoen word. Maar dit is alleenlik Jesus Christus wat ons hierdie lewe kan gee. En hierdie wakker word kan bring in ons lewens. En dan gaan hy verder, hy sê, tog weet dit dat julle geestelik morsdood is. En eintlik is dit 'n verskriklike ding hierdie. Is die gevaar van dat ons geestelik morsdood is. Ek wil vanmôre vir jou vra, lewe jy? Hierdie ware lewe, om te lewe beteken Christus lewe.
daar buite aan my vrug, aan die gesindheid kan sien dat ek 'n kind van God is en dat ek aan hom behoort. Vers 2 sê, hier is die boodskap, né? Hy sê skrik wakker en ruk julle reg. Ek weet nie of dit nou 'n sterk woord is vir een persoon vanoggend nie. Sorg dat julle die bietjie Christelikheid wat oorgebly het en nie julle dit nie ook verloor nie. Werk hard daaraan. Ek is in alle geval baie seker daarvan dat by God alles behalwe tevrede sal wees. Alles behalwe tevrede sal wees met die manier waarom julle nou aangaan. Ag. Here, ek bid vanmôre dat ons horing nou toe sal wees nie. Ek bid vanmôre, Here, dat my ore sal oop wees vir die stem. Ek bid dat hierdie oggend 'n groot oggend in jou lewe sal wees. Gemeente dit. O vriend wat vanmôre by hierdie gemeente besoek. Daar's nie tyd om te bly stort nie. Vers 3 sê, dink 'n slag weer lank en diep. Gee ons die geleentheid vir op Heer om weer lank en diep te dink. Dan wou met die Christelike boodskap presies gaan. En moenie net daaroor nadink nie, leef so. Man, ons praat oor dit. Ons praat oor dit. Ons dink oor hierdie lewe, hierdie Christus lewe, hierdie gesindheid van Christus in ons. Ons praat daaroor, ons vertel dit vir mekaar. Hierdie gedeelte skryf en sê, dink 'n slag daaroor en leef so. Draai weg van die verkeerde dinge af, volg my weer voluit. Jy moet self die vraag vanmôre antwoord, volg jy Here voluit of nie? Niemand kan dit vir jou antwoord nie. Want as ons na mekaar kyk, dan lyk dit so. Miskien het ons so die vorm van dit reg gekry, dat dit vir ons lyk of ons vir die Here voluit leef. Dan sê leef so dit voluit, en hy sê, as julle nie hier aan steur nie, en maar op julle ou manier voortgaan, wag daar 'n verrassing op julle. Ek sal julle toe kom, wanneer julle dit die minste verwag. Luister julle. Ja, daar is by my 'n wederkomsverwagting. Daar is by my 'n wederkomsverwagting. Luister, don't be surprised. Don't be deceived, wil ek amper sê. Jesus kom weer. Maar vir sommige van ons gaan dit dalk teen die dood wees. En luister, as my so greg klink, en so daaroor dink, dat ons is nou maar eens 50 nie. Ons kyk baie keer op mekaar en ons lyk gesond en ons lyk goed. En jy oefen goed. Maar as jy 'n motorongeluk, en jy sterf. Bid vanmôre, Here, dat daar nie 'n verrassing op ons sal wag nie. En ek wil voorstaan vanmôre. En ek wil sê, Here, dat ek wil vir U voluit leef. Here, ek wil lewe vir U. Ek is jammer, Here, dat ek hierdie lewe waarvan ons praat met soveel ander dinge volmaak. Dat ons besig is met goed waaroor die lewe nie werklik gaan nie. Die lewe gaan oor Christus. En om hom eerste te stel. En dan hierdie gedeelte maak daar is, ek sal julle toe kom wanneer julle dit die minste verwag. Dan sal ek julle geestelik vas in die slaap betrap. Geestelik vas in die slaap betrap. Die Bybel praat van met die dwaase maagde, die wyse maagde. Die 10 praat hy van hulle het vaak geword. Jy kan ook suurstof hê, dan begin jy gaap, hoor. Hulle het begin vaak word. Luister wat sê die skrif, hy sê, en die bruidegom talle om te kom, hy talle om te kom, hy talle om te kom. Het hulle almal vaak geword in die slaap geraak. Dis die gevaar waarmee ons kry. Ons het die Here gevind, ons het begin om vir die Here te leef, maar ons het in emotions gegaan. Ons begin vaak word, ons het nie meer daai volheid, om weer volheid vir die Here, ons het dit verloor. Wil ek jou vanmôre, wil ek bid, die Heilige Gees jou hart weer klop, dat jy begin 'n volheid vir hom leef. Die ander goed eenkant te skuif, volheid vir hom begin leef. Luister, dit is nie moeite werd. Dis nie moeite werd. Gaan my miskien nie nou glo nie, maar eendag gaan jy dit weet. En in Handelinge 20, hierdie skrif is ek baie lief voor, en wat lankal in die gemeente is. Die gedeelte sê dat Paulus preek. En hy preek lang. Gelukkig julle preek ek nooit lang nie, julle weet dit op, nee. Maar hy preek so lang, dat Antigus in die vensterbank sit. Ou se naam is Antigus.
En toe Paulus handpreek, toe raak hy vank. En hy raak in die slaap en hy val 3 verdiepings in die venster uit. So ek weet, ek sal moet mooi dink, wanneer ons hierdie galerije moet bou hier, hoor, die ouens wat op boog gaan sit. Ons sal moet mooi kyk wie ons toelaat wat boog toe gaan, dit nie op boog afvoete nie. Maar kyk nog, kom ons wees eerlik, suurstof raak min wat raak gepreek. Of is nou net ek met dit net so af en toe sien, dit maar vooral, suurstof raak min. Jy sien, jy gaap, maar jy trek al die spieren, niemand kan sien, jy gaap nie, maar die lippies het net so ver op mekaar op. Wat ek vanmorgen wil sê is, jy kan selfs deel van 'n gemeente wees, en jy kan in slaap gaan. Ek praat nie nou vir slaap hier in die kerk, ek het ook gehad dat in die kerk in slaap geraak, en hy so gesit en sy vaak word, gaan sy oor eers ons nou toe, en dan gaan sy kop so af. En as hy besef, dan kyk hy dan geraak, as hy net so. As dit by hierdie kant, dan vang hy hom net so. Van die ouens in hierdie kerk, by ons gaan soms so, ja. Nee, daar ook nou nie. Ek praat nie van so slaap nie, ek praat van 'n geestelike slaap. Ek praat van 'n geestelike slaap. En wat so kosbaar is in hierdie gedeelte in vers 10 sê toe Paulus het nou hoor en sê, wat 'n commotion hier in die middel van sy preek, hy slaat 'n ou 3 verdiepings lê daar op 'n jong man. En die skrif sê die volgende, en Paulus het ondertoe. Hy het ondertoe gegaan en hy vervul op hom en staan sy arms om hom en sê, moenie so te kere gaan, want sy lewe is in. Nou terwyl ons nog vandag leef, en terwyl hy nog nie dood is nie, en terwyl Jesus nog nie gekom het nie, bid ek dat die Here vir my en vir jou as Paulus sal stuur na hulle toe wat geestelik in die slaap geraak. Wat ons kan sien wat nie reg is met die Here nie. Wil ek vanmôre vir sê, kom ons gaan staan ons arms op hulle. En sê, kom ons gaan nie so te kere nie. Die lewe is nog in hier. Ek sien dit vanmôre, julle. Ek is jammer. Ek sien dit in die gees. Ek sien in die gees wat jy toe wil loop. En kom as jy hier. Vir my is die lewe Christus. Ons gaan nie speletjies maak. Kom ons besef, daar's broers en susters wat op die rand staan, wat dalk net dit nodig gaan hê om die trappe val. Iemand het jou toe kom en sê, want luister, die lewe is ons nog in jou oor. Kom nader, kom terug na die Here. Besef jy nie waaroor dit gaan nie. Wil ek nie so iemand wees nie. Kom ons doen dit, wat wil mense sê, of net sê, eina, of ja, of wakker, of vang, of sê dit iets. 1 Tessalonisense 5:6 en ek sluit af. Ons 2 goed wat vir my belangrik is. Of ons nog nie daar nie, oor die lewe. Kom ek sê nog net hierdie skrif. Hy sê, ons mag net in die slaap wees, soos daardie mense wat niks met die Here te doen het. Hoor sê die skrif dit, nee? Hy sê verder, hy sê nie, ons moet helder wakker wees. Kom ons word wakker. Gemeente, kom ons wees wakker. Maar is 2 goed wat vir my belangrik is, waarmee ek afsluit, oor die lewe. Efesiërs 5:15 en 10, hy sit daar agter die kerk, agter die dekkie, agter die deur. Hy het hierdie skrif aangehaal al Sondag aand en ek wil dit uitlig. Hy sê, so be careful how you live. Weet julle wat, hierdie lewe is vliekend. Hy is net so verby. Ons dink ons het nog baie tyd. Hy sê, be careful how you live. Hy het nog 'n voorbeeld gebruik as hulle jong mense gaan paintball speel, dan kry hulle byvoorbeeld 100 paintballe vir balletjies vir R50 of so iets, en dan begin jy weg te ry en dan skiet jy sommer net pop. Moet jy agterkom jy net 20 balletjies oor om te skiet en dan begin jy weer careful. Begin jy wees met jou 30 balletjies wat oor, en sê jy meer selektief wees. Miskien as jy kom jy by 50, so kom jy by 60, begin jy daai gevoel kry, weet. Maar luister julle, be careful how you live. Gedeelte vers 16 sê, make good use of every opportunity you have. Amen. Hy sê, but try to find out what the Lord wants you to do. Kom daarby uit, dat dit oor die lewe gaan. Nou die laaste ding wat ek het vir julle vanoggend wil sê, rondom die lewe, is nie die lewe het bekommernis. Paulus skryf, hy sê, behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis is die sorg vir al die gemeentes. Hy sê, dit 'n bekommernis. Maar weet julle, hulle sê die volgende, die mense wat nou, hulle weet, hulle sê,
hy sê minder as 5% van die bekommernis is werklik bekommernis. Partykeer het ons sommer in 'n gewoonte geraak om bekommerd te wees. Jy gesels met iemand en is net die bekommernis, een volgende, die volgende ding. Besef ek vanmôre dit oor bekommernis, en daar's baie van dit dat ons niks maar niks aan kan doen. Jy kan niks aan dit doen. Want toe die Here dit net so teen jou bekommer jou dood. Jy bekommer jou dood, jy kan niks aan doen. Ek kan niks aan dit doen nie. Here, ek gee dit oor vir U. Besef vanoggend, vandag is die dag waaroor jy gister bekommerd was. Jy is nou al klaar hierso. Die Here gaan jou eindtyd vat. Gee dit oor vir hom. Psalm 23 vers 1 sê, hy sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ander vertaling sê ek kom, niks kom. En ek bid dit vanmôre vir ons elkeen. Kom dat ons so vir die Here leef, want totdat hy jou herder sal wees, dat ek in jou plek kom. Maar ons besef, luister, ek het nie geweet waar hierdie voorsiening vandaan kom of dit vandaan kom, maar die Here sorg vir my. En hy dra vir my. Kom ons bid saam. Dankie Vader. Here, ons wil die eer vir die woord. Ons wil die eer vir die woord. Net waar jy sê dankie Here. Sê dankie vir die woord. Dankie vir die woord. Dankie vir die woord. Here, die woord wat 'n tydige woord is, vanoggend vir nou. Dankie vir elke persoon wat vanmôre hier is. Vir elke persoon wat vanmôre hier is, wil ek vir U baie dankie sê, Here. Dankie Here dat die alarm het afgegaan volgende. Dankie Here dat die alarm opnuut kon afgaan volgende. Dat ons vanmôre opnuut 'n kommitment kan maak, want dit kan nie anders nie. Here, ons sal moet 'n keuse maak. Ons sal moet sê, Here, I love no more. Ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus leef in my. En ek wil vanmôre weer om verskoning vra, Here, dat ek so verkeerd met voorgrond wil wees. Myself wil laat geld, in my eie wil, in my eie begeertes wil nastreef. En ons wil pas op met U nie volg. Dankie Here dat ons hierdie woord kan oorweeg en ons stilte terwyl ons daar sit, Here. Niet net U toe kan draai. Here, mag ons nooit op 'n plek wees, Here, waar ons die oomblik weggeneem word en dat ons 'n verrassing van ons lewe sal kry. Dat ons nie reg was met U, Here. Ons wil reg wees met U, Here. Here, met alles binne my, Here, wil ek vanmôre na elke persoon te draai en die Gees my arms op jou plaas en sê, die lewe is nog hier in jou. Die lewe is nog hier in jou. Jy het nog 'n kans, nog 'n geleentheid. Vanmôre jou kans. Vanmôre aanhoor dat moenie uitstaan. Nie vanmôre jy uitstaan. Sonder 'n kommitment te wyk aan die Here. Die koning Jesus. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Ons is aan die einde van hierdie diens, maar ons kan nie net eenvoudig net afsluit nie. Kom ons sing, this is my desire, my gedeelte, Lord, I give you my heart. Kom ons sing dit net weer 'n slag vir Here. Gemeente, kan ek jou vra om elkeen op te staan. Elkeen op te staan vir die Here. Sê, Here, I give you my heart, I give you my life, I surrender. Ek gee oor. Ek wil vra om op te staan. Omdat my begeerte is dat geen mens sal my sit. As ek gaan vir die Here leef. Oorgee, oorgawe. Kom ons sing, this is my desire. Dankie Jesus.
nie met iemand gepraat het nie. So daar agter in ons gebedslokaal, wil jou vra dat jy daarna toe sal gaan. Net hierdie saak kan uitmaak en die sekerheid van Christus, nie vrede in jou hart het en jy sal gaan. Maar jy moet vir die eerste slide net oor die tema net opsit op die skerm is. Ons gaan klaar maak met dit. Net die eerste, die tema van my boodskap, daai foto. Ek wil vanmôre vir jou sê, toe ek hierdie lied sing, toe sien ek so weer in my gees hoe dit die lewe aangaan. Ek sien hoe mense sit en mense kuier, dit gaan nie besef waaroor dit werklik gaan nie. Hulle dink hulle die lewe, hulle dink hulle gaan reveer, dit gaan wonderlik met hulle, maar hulle het nie Jesus nie. Ek wil vanmôre ook so dit bring in julle en miskien 'n waarskuwende woord terug. Ons wees versigtig dat ons nie maar net aangaan met die lewe en ons gaan deur, ons het daai sekerheid in ons harte waaroor dit regtig gaan. Weet jy hoe wonderlik is dit om so te leef, so te sit in daai vrede en rustigheid in jou hart, om te gaan rugby kyk of om te kuier